Goeienaand aan almal wat vir ons kyk. Sakkie, hoe gaan dit met jou? Vertel my gou. Nee, dit gaan goed. Ek het nie klagtes nie. Ons kry hierbo kry ons warm, dit lyk my julle kry koud daaronder. Ons kry koud hieronder. My seun sê nou vir my, dit was vanoggend 3 grade. 3 grade is seker nie, ek het in Potch geswat, so ek weet dat in Potch -6 is -3, ons krane was party oggende gevries in die winter, maar die verskil is, dat die minimum is 3 grade, en die maksimum is 10. So, hier by ons, word jy word net nie warm nie. Wat nie sleg is nie, ek hou van die winter. As ek moet kies tussen winter en somer, kies ek winter. Maar dis koud. So ja, maar een van die dae dan dooi ons weer van die hitte, so let's go for it. Het jy Pilates gedoen vanaand? Nee, weet jy, ek het skoon vergeet van Pilates. Dit was bietjie 'n bedrywige dag. Ek vanoggend gou 'n paar uitstappies moet doen en het ek gou saam met 'n vriend koffie gaan drink en ons het so lekker aan die gesels geraak dat ek vergeet, dis Woensdag en ek kom by die huis en Dina vra vir my, het jy nie gaan Pilates nie? Dus ek het totaal vergeet. Prioriteite. Ek wil net sê, dankie dat jy nie van ons afspraak vergeet het nie. Nee. En iets wat ek ook kan sê, ek weet dat ek jou ook geplaat met kruisvry sake. So, dit was een van die dinge wat jou dag besig gemaak het. Baie dankie weer eens. So, kom ons tel net gou die drade op. Ons het nou verlede week in ons vorige opname, het ons gepraat oor Kain en Abel. En ek het daai gesprek verskriklik geniet. Dit was my so interessant geweest. Ek het so baie geleer en dit is wat so 'n groot voorreg is. Hier sit ek in my slaapkamer en ek gesels met iemand wat soveel kennis en kundigheid het. En ek hoop dat ons daardie kennis en kundigheid tussen jou en my, met my in die rol van fasiliteerder, want ek het nie naaste by die kundigheid wat jy het nie, om daai kundigheid vir die mense daar buite te sit. Want kennis moet gedeel word. So, dit is die doel van ons gesprekke, is in die eerste plek, om dinge wat nie verborge is nie, want hierdie kennis is beskikbaar. Niemand hou dit geheim nie, maar in die gewone gang van die gewone lewe kry die man op straat nie maklik toegang tot dit wat jy hier vir ons bied nie. En dit is so 'n groot voorreg. So verlede week het ons gepraat oor Kain en Abel. En Lamech het toe nou geboorte gegee aan Noag. En ekskuus ek lag, maar weet jy nie, ek lees nou hier in Genesis 5 vers 32. Toe Noag 500 was, het hy die vader geword van Sem, Cham en Jafet. Ons gaan nie nou op die 500 jaar, ek wonder net, jy weet, as 'n vrou, wonder ek net, kom ons sê Noag se vrou was 400 jaar jonger as wat hy was, nê? So, dit beteken toe sy 100 was, het sy geboorte gegee aan Sem, Cham en Jafet, en ek weet nie, ek is net so kort na 50, en as ek nou moet geboorte gee aan 'n klomp seuns, of meisies, dan weet ek nie so lekker nie, so ek voel maar net vir Noag en sy ou vroukie, wat nou hier op 500 jaar geboorte gee aan, maar ons gaan nie nou daaroor praat nie, dit is maar net vir my 'n baie swaar gedagte, wat swaar op my hart lê, dat 'n vrou nou op hierdie gevorderde leeftyd nou. Wil jy vinnig ietsie sê oor hierdie ding van toe hy, is dit 500 maande, is dit 500 weke, is dit 500 jaar, weet ons enigstens iets daaroor? Ja, nee, maar jy weet, dis ook weer, ons sit hier met simboliese getalle, jy weet,
die hele Ou Testament werk eintlik met simboliese getalle. Byvoorbeeld die Noag se vloed wat 40 dae en 40 nagte duur, né? 40 dwars deur die Bybel kry jy die getal 40 wat eintlik maar voluit wil aandui. Jy weet, dit was 'n lang tydperk en ook dikwels is dit ook jy kan amper sê na 40 dae 40 nagte dan kom daar 'n verandering. Kyk, dis soos wat Jesus ook in die woestyn was. 40 dae 40 nagte, né? Ja. Dis so 'n proefperiode waardeur hy gegaan het. So die vloed ook was eintlik jy kan amper sê 'n proefperiode vir Noag hulle, maar dit is nooit bedoel om vir ons te sê, jy weet, nou dit was nou letterlik 40 dae 40 nagte nie. Dis 'n simboliese getal. 7, 70, 77, daai 7 3. Wys vir jou, dis simboliese getalle en 7 kan jy dan nou weer onderverdeel in 4 plus 3. So ook die getal 3 is 'n simboliese getal en die getal 4 ook en dan die getal 10. 4 maal 10 is 40. Lang periode. So dis nooit bedoel om letterlik opgeneem te word. Ja. Nee, 'n mens moet dus ook probeer verstaan wat probeer hierdie verteller met sy getalle aan ons kommunikeer. En dan sien 'n mens ook, as jy nou buitebybelse verhale ook hierby betrek, dat jy ook in buitebybelse verhale hierdie slagte kry wat so oud geword het. Daar word gepraat van die mense voor die vloed. Ons weet, buite die Bybel bestaan daar ook vloedverhale. Die Sumeriese vloedverhaal van Utnapishtim. 'n Mens moet dit in aanmerking neem, dat daar was voor die vloed, sê almal, jy weet, die mense vreeslik oud geword. Maar dis 'n storieetjie. En daar staan die Bybelse prentjie ook heeltemal in lyn met hoe die ander ou by Oosterse verhale gelei. Die mense voor die vloed het vreeslik lank gelewe. Hulle was dan die helde, kan 'n mens amper sê. Ja. Iets wat vir my belangrik is in hierdie gesprekke van ons, is dat ons probeer om die rykheid van die antieke kulture ook vir mense oop te maak. En ons probeer geensins die Bybel minder maak as wat dit is nie. Ek dink om die waarheid te sê, wat ek en jy hier probeer doen, is om die Bybel te maak wat dit was en wat dit bedoel is om te wees. Want ons is so ver daarvan verwyder in ons westerse kultuur, en ek wil sê westerse kultuur, want die Bybel is 'n antieke boek van die nabye Ooste. En buiten die tydsverloop wat plaasgevind het, is daar ook die geografiese verloop wat ons skei. Ek werk met jong mense wat 15, 16 jaar oud is. En as ek net vat die verskil in persepsie tussen wat my wêreldervaring is, wat 30 jaar jonger of ouer as hulle is, daar's 30 jaar tussen my lewenservaring en hulle lewenservaring. En die ontsettende verskil wat dit veroorsaak in terme van die betekenis van woorde en hoe hulle die wêreld ervaar. Dink nou, hoe groot is die verskille in werklikheidservaring van iemand wat 2.500 jaar terug in die nabye Ooste gelewe het en selfs net iemand wat 100 jaar gelede gelewe het. En ek dink dat dit maak eintlik die Bybel, die bril wat jy opsit wanneer jy die Bybel lees, moet die regte bril wees. En volgens my moet daardie bril wees, jy moet in 'n tydmasjien klim en probeer om in die gedagtes en die werklikheidswêreld van daardie antieke mense te kom. En daarmee wil ek ook sê, ek het 'n probleem daarmee dat ons baie ongelowige mense sal praat van
dis die boek van antiek bokoppassers, jy weet, op 'n baie neerhalende manier. En Ja. dit mag so wees, maar ons moet baie versigtig wees om onsself so aan te matig. Oor 50 jaar gaan mense terugkyk na ons en sê, "Jesus, daai mense was primitief. Kyk wat het hulle gedink, kyk wat het hulle gedoen." 'n Mens moet daai perspektief hou en ek hoop dat dit een van die boodskappe is wat ons met hierdie gesprekke van ons, wat ons suksesvol oordra, want dit is vir my baie belangrik. Sakkie, ek wil aangaan na Genesis 6. Voordat ons by Noag kom, is daar 4 baie interessante verse, wat weer eens in my opinie vir ons wys hoe ver ons as moderne westerse mense verwyder is van die denke en die kennisbasis van die antieke mense. Voordat ons by die sonvloed kom, is daar hierdie 4 verse oor die reuse. En miskien kan ons in 'n latere episode oor hierdie reuse praat, maar ek wil dit tog nou hier net vinnig noem. Jy het genoem dat voor die sonvloed het die mense oud geword en na die sonvloed toe nou nie meer nie. En dit kom in hierdie 4 verse uit. Ek gaan raai, mag ek raai, dat hierdie stukkie wat hier inkom, 4 verse, dit lyk vir my asof dit so ingedruk is. Jy eindig met die geslagsregister en dan kom jy nou by Lameg en dan Noag. En dan is daar hierdie half onsamehangende wat die hel, die reuse. Toe die mense baie begin word op die aarde en daar vir hulle kinders gebore is, het die hemelwesens gesien, die dogters van die mense is mooi. Met ander woorde, let wel, die hemelwesens was manlik. Want die dogter, well, I don't know, was vir hulle mooi. En hulle het getrou met die dogters van hulle keuse. En toe sê die Here, my gees sal nie meer so lank in die mens bly nie, want hy is sterflik. Van nou af sal hy 120 jaar oud wees. Ek parafraseer, hoor. En dan, in daardie tyd was daar reuse op die aarde en ook daarna, wanneer die hemelwesens na die dogters van die mense toegekom en kinders by hulle gehad het. Hulle was die sterk manne van die oudheid, die manne van naam. Het ons weer hier te doen met verskillende geskrifte wat in ons Bybel saamgeflaans is? Kan ons weet of dit die geval is? Ja, hierdie gedeeltetjie spesifiek word gesê, dis die gedeelte in die Bybel wat die duidelikste karaktertrekke van mitologie bevat, né? In mitologie speel gode 'n rol. En dit is presies wat hier gebeur. Kyk met Adam en Eva, hulle kuier saam met God in die tuin. Nou staan daar ook op 'n stadium waar daar gesê, God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld en ons gelykenis. In die dogmatiek word daai ons geïnterpreteer as dit verwys na die drie eenheid. Maar dit is allerminst. Dit is dis God wat met die omringende gode in sy raadsvergadering, weet sê maar sy parlement, weet hulle sit almal daar en hy, die oppergod, wat gaan ek nou doen? Ek wil mense na ons beeld, weet bedoelend die gode hier rondom ons, en nou lees ons hier in 6, ja, daar was ander gode ook, né? Want die seuns in die nuwe vertaling word gepraat van hemelwesens, maar dis gode. Dis gode, Daar was gode seuns. Want jy moet nou ook dink, ek bedoel die gode het nie net seuns gehad nie, hulle het ook meisies gehad. Want die God... Excuse me? Sê wie? Nee, kyk, die oppergod het 'n vrou gehad. Nou, okay, miskien was daar nou baie manlike gode, né? Nou sien hierdie manlike gode, ewe skielik, nee, maar jemmel, hier's 'n paar mooi meisies hier op aarde. Kom ons gaan vat vir ons elkeen 'n vrou. Een van die baie belangrike dinge is, vir daai mense dit gaan om orde. Jy moet ordelik leef. Die gode moet in hulle ruim leef, die hemel. Die mens moet in hulle ruim die aarde leef. As hier 'n vermenging kom
tussen hemel en aarde, dan kom daar chaos. Die orde word omver gegooi. Die orde word verbreek, jy weet, en dit is nou weer tipies van die wysheid. Leef ordelik, doen goed, dan sal dit met jou goed gaan. Die oomblik wat jy nie ordelik leef nie, kom daar chaos. Nou breek die chaos deur, want hierdie godeseuns, dis hoe hulle daai tyd gedink het, weet, hier kom hulle nou, hulle kom eintlik af aarde toe, hulle moet eintlik nie hier kom rondkuier nie. En dan sien hulle hierdie mooi vroue, en dan verwek hulle nou kinders by hulle. Nou kan jy dink aan die antieke Griekse mitologie ook, van die helde, wie was die helde in die Griekse mitologie? Perseus, Hercules, en dis jou demigods, vir jong moderne, die demigods, hulle is nie gode nie, hulle is nie mense nie, hulle is so... Ja, hulle is tussenin. Nou, dis presies wat jy dan hier in hierdie 6 verse mee te doen het. En dan is en dan is die oppergod nou baie ongelukkig, en hy sê ook, die Here was jammer dat hy die mens op die aarde gemaak het. Nou word die orde totaal versteur, en dan hoor ons dat God tog vir Noag kies, want Noag het dan ordelik gelewe. Vers 8, maar Noag het guns gevind in die oë van die Here, en hy staan in daai lyn van Set, né, met al die goeie karakters, jy weet, die mense wat reg geleef het. Nou word Noag gekies, en hy moet 'n ark bou, en hy moet diere in die ark neem, en so word 'n klomp mense dan nou gered, maar die geweldenaars, hulle versuip. Hulle is nie goed genoeg nie. Sakkie, ek wil vir jou vra, iets wat my pla nie. Wel, pla is nie die regte woord nie. Iets wat my interesseer. Hierdie stukkie oor die reuse en die hemelwesens, en dan kom ons nou by die opskrifie, die sondvloed. Hierdie opskrifte wat ons nou in ons moderne Bybel het, interesseer my, want sê net weer mooi vir my, daar is nie sulke goed in die oorspronklike teks nie, is ek reg? Nee. In die oorspronklike want ons het nou hier 'n opskrif by Genesis 6 vers 1, die reuse. Okay. En dan het ons 1 tot 4 en dan het ons 'n opskrif, die sondvloed. Ons probeer in hierdie teks het die moderne lesers, skrywers, vertalers, samestellers het hierdie orde ingebou, jy weet. Wat oorspronklik nie in die teks self was nie, is ek reg as ek dit sê? Ja, jy is heeltemal reg. Jy het eintlik van Set se geslagregisters direk aangelees, en dan eers vind jy nou hierdie vreemde verhaal, jy weet, van hier kom nou ook godeseuns, jy weet, afgesien van die Kaïn-lyn, het jy nou hier ook 'n godelyn, jy weet, 'n klomp godeseuns wat amok kom maak hier op aarde, jy weet, so hier ontstaan 'n hele mengelmoes van mense kwaad en wreedaardig leef, en dan moet die Skepper God moet ingryp, want dit verloop nou nie ordelik nie. Ek wil ietsie vir jou vra, die prentjie wat ek in my kop het, nadat ek nou bekend geraak het met die antieke Griekse godeverhale, ek sien amper dat die oppergod wat, as ek dit as analogie na die Griekse mitologie kan sê, jy het Zeus, en dan is daar hierdie gode regeerders, en hulle is bedrywig, jong, kyk, hulle kom af aarde toe, en hulle, kyk, wat gaat hier onderaan, en dan sien hulle 'n mooi meisie, of 'n mooi jong man, en dit is die prentjie wat ek nou sien, in hierdie stukkie van die reuse, ek sien absoluut daai selfde prentjie. Vir 'n lusmaker, op 'n dag moet ek en jy tog praat oor die vertaling van die woord wat gebruik word in Genesis 6 vers 2, van die hemelwesens.
Hoekom word dit nie vertaal met die gode seuns of die gode of die mindere gode nie? Ek los dit hier op die tafel. Ons gaan nie nou daar gaan nie, maar maak 'n knoop in julle ore. Ek sou graag wou hoor, wat is die oorspronklike woord en dat jy vir ons 'n bietjie daarvan vertel in 'n volgende keer. Ons het nog eens by Noag uitgekom nie en die tyd loop al by 30 minute. Ek gaan verwys na Genesis 6 vers 5 en 6 en 7. Want die ding wat ek jou oor wil vra, Sakkie, is weet ons, hoekom sê die Here, ek sal die mens wat ek geskep het wegvee van die aarde af, mens en dier, ook die wat kruip en die voëls, want ek is bedroef daaroor dat ek hulle gemaak het. Ek wil weet, wat het die diere verkeerd gedoen? Dis amper, mens wil amper sê, die God karakter tree hier eintlik op, soos die Lamech karakter, God karakter wat 'n mens nou hier in Genesis 6 mee te doen kry, straf nou nie net die mens nie, maar somme die diere en dan ook die plante, né? Want die plante versuip ook, jy weet, want ek ben as dit so kwaai gereën het vir 40 dae en 40 nagte, kan daai bome godsonmoontlik geleef het. Ja, maar ons want ek nog gaan oor bome. Bome is Ja. nie siele nie, dis so Ja. wat hulle Nee. word nie genoem nie. Hierdie God karakter tree amper op soos die karakter Lamech in die bloedlyn van Kain, want Lamech het gesê Kain sal 7 maal gewreek word, maar in my geval, as iemand my slaan, 77 maal. Jy weet, nou kyk hoe wreed tree hierdie God karakter dan op, jy weet, om te dink, die totale uitwissing moet nou hier plaasvind. Nou ek het so 'n boekie geskryf waarin ek juis hierdie verhaal van Noag so 'n bietjie vergelyk met wat ons heden tans ook weet rondom die geskiedenis van die aarde, dat daar 5 groot uitwissings hier op aarde was, né? Maar dat die lewe telkens daarin geslaag het om deur te breek. Nou het jy ook in die Bybel 'n interessante verhaal. Ons vind hier die verhaal van 'n groot uitwissing. En dis interessant, en 'n mens sien dit dan nou hier ook in die ou naby Ooste. Daar was gebeure wat vir ons toon dat daar groot rampe was. Jy weet, en nou het hierdie mense maar probeer verstaan, jy weet, maar hoe moet ons hierdie groot rampe verstaan? En dan vertel hulle hierdie verhale, die God het kwaad geword, wreedhede gepleeg, daarom het dit gebeur. Jy weet, so hulle het ook gedink in terme van oorsaak en gevolg. En gevolg. Dade het gevolge. As ons nou sien, jy weet, alles word vernietig, hoekom? Daar moet 'n verklaring wees. En ons het ook vroeër, ek dink toe ons begin praat, het ek gepraat van, dat van hierdie verhale noem ons ook etiologiese verhale. Verhale wat probeer verklaar. Hoekom vier ons die Sabbat, né? Die eerste Genesis verhaal. Hoekom dra mense klere? Genesis 2 en 3. Hoekom is mense wys? Nou weer, hoekom was daar so 'n groot uitwissing? Hulle het maar met hulle verhale ook probeer verklaar. Hier dinge plase vind wat totaal buite orde was en die God karakter moes ingryp om weer orde tot stand te bring. So dis ook maar 'n etiologiese verhaal wat probeer sin maak of dan verklaar in terme van hoe hulle wêreld verstaan het. Sakkie, ek wil vir jou vra of ons weet wanneer het die mense begin om hierdie mitologiese verhale letterlik op te neem. En die rede waarom ek dit vra is omdat ek dink dit maak baie skade aan die oorspronklike teks, nommer 1. Ja. Maar dit het ook baie negatiewe gevolge omdat dit mense skepties maak oor
wetenskaplike en historiese en argeologiese en noem dit wat jy wil, feite van die wêreld waarin ons lewe. Ja. Wanneer het mense begin om hierdie goed letterlik op te neem? Ek dink, maar dit is, jy weet, toe die kerk beheer oor mense begin uitoefen, mense se vryheid ook weggeneem. Maar wat gebeur het is, nou kom die Christendom, wil almal in Europa klone van hulle self maak. En hulle gebruik ook hierdie teks op 'n onverantwoordelike manier, deur hierdie verhale letterlik te wil aan mense oordra. Nou, daar's 'n mooi verhaal in ons eie land se geskiedenis, die van biskop William Colenso. Hy was die aartsbiskop van Natal gewees en hy het die Bybel in Zulu begin vertaal. Hy het hom toegelê om Zulu te leer en toe begin hy die Bybel in Zulu vertaal. Maar hy het 'n Zulu assistent gehad. En toe hulle nou by hierdie Noag verhaal kom, toe wil sy assistent hom doodlag. Want hy sê dit is godsonmoontlik om hierdie, jy weet, om so 'n groot boot te bou en dan ook renosters en olifante daarin te kry. Jy kan dink dat mense Het jy al olifant misgesien? jy kan nie 'n renoster, jy moet nie probeer om 'n renoster en 'n buffel mak te maak. Buffel. Dis 'n ander, dis 'n bees van 'n Ja. ander keer daai. Ja, nou jy sien, mense moet besef, hierdie verhale het maar ook ontstaan op 'n plek waar hulle nie rare vreemde diere soos die Afrika diere gehad het nie. Eindelik het biskop Colenso daar uiteindelik vir homself gesê, maar ek kan nie hierdie verhale aan hierdie mense oordra asof dit geskiedenis is nie. En hy het dan ook 'n groot bydrae gelewer in die navorsing rondom die Pentateeg, om te sê, maar ons het hier met verskillende bronne te doen, biskop William Colenso, maar hy was ook brandmerk as 'n ketter en 'n dwarstrekker en so meer. Maar dis 'n stukkie geskiedenis in ons eie land, so geskiedenis wat baie mense nie van weet. Ja, biskop William Colenso. Ons gaan hier haltroep. Ek wil wel afsluit deur te sê ek het in Natal groot geword in Vryheid. En Colenso was nie baie ver van ons af nie, dis daar in Ladysmith se omgewing, so die naam Colenso is my baie bekend. En ek is nogal trots op my kennis van Suid-Afrikaanse geskiedenis, maar hierdie stuk het ek nie geweet nie. So baie dankie, dit het nou my aand gemaak, want ek het iets geleer wat ek nie geweet het nie. As ek aan die einde van my dag kan sê, ek het iets geleer wat ek nie geweet het nie, was dit 'n fenominale goeie dag. Elke gesprek wat ek met jou het, Sakkie, leer ek iets nuuts en kry ek 'n nuwe blik en 'n nuwe insig en dit is wonderlik. Ek hoop dat ons luisteraars en kykers vir ons gaan begin ondersteun en deel raak van ons gesprekke, want dit is so interessant. Ons het nou vraggies net, dit het nog nie eens begin reën nie. En ons tyd is nou klaar. En ons het nog nie eens by die reën uitgekom nie. En die diere het nog nie aangekom nie. Die diere het nog nie eens begin aankom nie. So ja, ek vermoed dat ons nog so waarskynlik 2 episodes oor Noag gaan praat. Want kyk, ons moet nog op die ark kom, die diere moet op die ark kom. Ons moet by die reënboog uitkom. Okay. 4 episodes, want ons moet nog by die reënboog ook uitkom. Baie dankie weer eens. Kyk vir ons, luister vir ons, besoek ons webblad, gaan kyk op ons Facebookblad. Eendag gaan Sakkie weer Kaap toe kom en dan gaan ons 'n in-persoon geleentheid hou. Eendag. Die gode gaan dit so bestem. Ek het dit klaar bestel. Dit gaan gebeur. Sakkie, ek sê vir jou, wonderlike aand, groete vir Dina. Dankie. Mooi loop. Totsiens. Bye.